Hartlike welkom by Agri Monitor. Dit was omtrent 'n verrassende week met skoknuus. Ons is weer sonder 'n minister van landbou. Dit was skoknuus toe Dr. Mac Albert Ngari hierdie naweek in hegtenis geneem is en hy het gister in die hof verskyn en nie borgtog gekry nie. Maar daar's ander nuus ook. Daar is wel uitbreking van perdesiekte in die land en ons het gesels met die Windhoekse veearts Dr. Theuns Loubser. Hy het vir ons al die moeds en moenies gebring. En dan wat die naweek gebeur het, is die Living Earth Expo. Ons gee vir julle oorsig daarvan. Baie welkom aan Dr. Theuns Loubser, bekende veearts. Laaste ons mekaar gesien het in my hoender behandel, maar hierdie keer praat ons oor perde. Welkom Theuns. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is iets waaroor ek baie passievol is en baie op my senuwees is. Want dan het ek 'n perd aan die een kant van die land, in dorp, en dan het ek 'n perd aan die ander kant van die dorp en so. Solank die inligting net uit die regte perd se bek kom. En dit is hoekom jy vandag hier is. Baie dankie, dis lekker. Theuns, ons het die afgelope 3 jaar het ons 'n verskriklike krisis gehad met enstof teen die Afrika perdesiekte. Onderste poort was 'n gemors. Ons kon nie invoer nie, daar's ingesmokkel. Maar nou het ons 'n ander krisis. Nou, dit is 'n ander krisis, 'n krisis waarvoor ons die laaste 3 jaar bang was. Ja, en hier is dit nou. En die laaste 3 jaar vrygespring het. Ja. So, ons het gesukkel met perdesiek enstof. Onderste poort is die enigste vervaardiger van die perdesiek enstof. Hulle het die navorsing gedoen, hulle het ook die beste enstof, alhoewel dit nie 'n ideale enstof is nie. Wat ek bedoel daarmee is, die enstof is nie so doeltreffend soos wat ons graag sal wil hê nie, maar dit is die beste wat die wêreld het om te gee. Daar's ander enstowwe soos die Dubai enstof, die Italiaanse enstof wat glad nie geregistreer is nie en jou in diep moeilikheid gaan kry by jou veearts en by die staat as jy daai enstowwe probeer insmokkel en hierso gebruik. Ja. Dit lyk wel asof ons ons het verseker meer enstowwe hierdie jaar, in syfers, in nommers, in hoeveelhede, as vorige jare en dat ons baie meer diere kan inent hierdie jaar, waaroor ek baie opgewonde is. Maar dit vat nie weg van 2 jaar se nie-dekking op die diere, veral die nie-kompetisiediere, die plaasdiere. Die plaasdiere, ja. Ja. Dit is ook die plaasdiere wat 'n groter kans het om die siekte op te tel, bloot oor die feit dat hulle nie toegemaak word in die aande en muggiebeheer toegepas. So, ons kan bietjie later oor muggiebeheer praat asseblief, want dit is belangrik hoe ons dit bekamp, die siekte bekamp op hierdie oomblik. Afrika perdesiekte is nie net sommer siekte wat perde, of hoe kan ek dit stel, perde wat siek word nie, dis 'n spesifieke siekte. Sy naam is Afrika perdesiekte, soos wat die land Suid-Afrika se naam Suid-Afrika is. En daai perdesiekte veroorsaak dat die binnewand van die are van die liggaam seer kry en vloeistof en die hart word aangetast en dan word vloeistof uitgestoot as gevolg van verswakte hartfunksie, uitgestoot uit die bloedvate uit en dan versamel dit in die longe. Daar's 2 tipes perdesiekte, daar soos dunkop perdesiekte en dikkop perdesiekte. Dunkop is gewoonlik 'n baie aggressiewe siekte waar ons die diere die vorige aand heel gesond sien en die volgende dag dood sien. Dikkop is 'n 3, 4, 5 dae siekte waar ons so 70% van die perde red as ons behandel. Dit val na so 50% toe as ons nie behandel nie. So ons het daarom groot voorspronge gemaak wat behandeling aanbetref waaroor ek baie bly is. Die hart word aangetast of daai dier wat dunkop het, sterf gewoonlik van 'n hartaandoening. Die dier wat dikkop het, sien ons swel hier in hierdie gate bo die oë en ons sien die oë baie keer swel en die hele kop en die hele nek swel. Sukkel om asem te haal en dan later as afsterwing gebeur, wat ongelukkige groot kans is, dan sien ons geel skuim uit die bek uit of skuim uit die bek of uit die neus en uit die bek uit, want daai dier het verdrink. So dis baie sleg. Dis verskriklik. Ja. So perdesiekte is inderdaad hier. Dis verseker. Dit is hier. Ja.
Daar is reeds perde wat gevrek het. Nice. Kan jy vir ons, jy sê jy het nie statistieke nie, maar dit wat jy nou behandel het, of gevalle waarmee jy as veearts te doen gehad het, kan jy vir my min of meer 'n syfer gee? In persoon seker so 30 perde, oor telefoniese konsultasies en so 50 perde min of meer. Dit sluit nou ook plase in waar ek weet van 3 of 4 perde op 'n slag waar moeilikheid opgetel word. En so dit is min of meer my statistiek, is so 50 tot 70 perde totaal, waarvan ons so 20 tot 30% verloor. Maar as ek dit nou anderster omstel en sê so 70 tot 80% red, is dit 'n mooier statistiek. Ja. Maar dan gaan ons in 'n stap van behandeling in. Of dit nou 'n halfmas is en of dit volpad is, ons gaan in 'n stap van behandeling gaan ons in. En dit is hoofsaaklik om die hart te ondersteun, om die koors te monitor, want perdesiekte veroorsaak koors, en om die vloeistof wat aandam in die longe af te tap en uit te forceer met ontwateringsmedikasies, so 20 ampulletjies van die mensampulles 'n dag binne aars. So dit is die stappe van vergelyking wat dit kom by die behandeling wat ons probeer toepas. Ja. Teens die groot ding van die enstof, ons het nou hierdie tekort gehad, goed, nou het ons dit. Ek het ook met Swaafet gepraat en hulle sê hulle het eintlik nou so baie ingevoer want hulle was so bang, nou is daar nie meer nie, maar nou het ons 'n ander krisis. Daar moet geensins in die somer ingeënt word nie, slegs in die wintertydperk. So ek wil graag hê jy moet daai waarskuwing, dat ons 'n boodskap van waarskuwing uitstuur, want as jy dit nou met inent kan die perd vrek daarvan. Nie daai perd nie, die ander perde in die omgewing ook. Ja. Dit is baie belangrik om nie nou in te ent nie, asseblief. En ek sal bietjie uitbrei daarop. Nommer 1, 'n perd, of ons sien gewoonlik 'n perd immuniteit opbou na 6 tot 7 entings. Ja. So as jou perd nou nog nie 'n enting gehad het nie en hy 2 jaar oorgeslaan nog daarmee saam ook, dan sit ons by 'n situasie waar skielik nou wil jy hom inent. Dit help nie want hy het in elk geval eers 7 nodig. Ja. Die vinnigste wat jy by 7 kan uitkom is 2 'n jaar, want dit is 2 spuite per enstof, so dis 1-2 en dan is dit weer 1-2 en dan is die entingstydperk verby. So die vinnigste wat jy by dit kan uitkom is 3 jaar en nog 'n half jaar as jy baie vinnig inent. So asseblief moenie nou inent vir daai rede nie. Dit gaan nie help om daai perd te help nie. Die volgende kruks, miskien wil ek hom eers te noem, is die muggie kan daai entstof, wat 'n lewendige entstof is wat minder gevaarlik gemaak is, kan daai entstof vat en weer in 'n gevaarlike weergawe verander. En dan versprei jy dit in die diere in die omgewing. Dis 'n muggie wat dit versprei. En hy vlieg oral heen. En hy kan gaan daar waar die wind hom waai. Dit is kilometers en kilometers en honderde kilometers wat hy kan vlieg. En daai kan hy dan versprei na ander plase toe. So ons het vir 2 jaar geen enstof gehad nie. En ons het vir 2 jaar in die hele land net 2 gevalle per jaar gehad. Nou vra ek af, is dit nie potensieel as gevolg van die feit dat ons nie mense het wat verkeerd ingespuit het nie? Want baie boere en perdemense en boere weet hulle moet inent, maar hulle luister nie na wanneer ingeënt word nie. En ek is jammer as ek dit so direk stel en jy kan vir my kwaad wees aanlyn, maar dit is die realiteit. En dan spuit hulle in wanneer hulle daaraan dink, gou oor Desember, want 20 jaar terug het ons in Desember gespuit en dan veroorsaak ons 'n uitbraak. En so ek vra daai vraag af, ek het nie 'n bewys daarvoor nie, maar ons weet dat daar gevalle was waar die muggie die siekte in 'n gevaarlike weergawe verander het en daaroor verwag of is daar 'n korrelasie tussen die feit dat ons geen entstof gehad het nie en nou skielik wanneer ons entstof het in die publiek se hande, het ons nou 'n uitbraak. Nou daardeur sê ek nie dat die entstof verkeerd is nie. Ek sê die verkeerde toepassing van daai entstof is verkeerd, want ons het die laaste 2 jaar genoeg entstowwe gehad vir die kompetisieperde.
En daai kompetisieperde is ingeënt deur veeartse op die regte tyd sonder om daai reël te breek. En ons het vir 2 jaar nie 'n uitbraak gehad nie. So, dis nie asof die enstof nie toegedien was die laaste ruk nie. Hy was net ordentlik toegedien die laaste 2-3 jaar. So daaroor is my vraag. Ek laat hom net by die mense, asseblief moenie nou inent nie. So dit is 1. Dit vat tot en met 7 entings vir die dier om. En dit kan veroorsaak dat dit 'n uitbraak of dit kan 'n uitbraak veroorsaak. Ek het al gehoor, alhoewel ek nie daai feite of dit as feit het nie, dat dit al siekte in die verkeerde tyd in die spesifieke perd wat jy ingeënt het al veroorsaak het. Maar die entstof is die enigste manier om dit te stop. Al is daar diere wat al ingeënt is en baie keer ingeënt is, wat steeds siek word, wat steeds afsterf, is dit tot 'n mindere mate as die nie ingeënte diere en dit is darm feit. Ja, teens vir perde-eienaars, kan jy net vir ons dalk net 'n wenk of 2 gee vir hoe om dit te voorkom, behalwe nou die enstof, want jy het gepraat van op stal staan, want jy sê dit is die plaasperde. Dit klink vir my die uithouritbedryf, dit is nie erg geraak nie. Die uithourit en die kompetisie. So 2 wenke, so 2 wenke wat 'n boer op 'n plaas moet doen om te voorkom dat Reg, ek gaan soveel probeer gee as wat ek kan en jy as boer moet soveel probeer toepas. Ja, so die heel belangrikste is om muggibeheer toe te pas en die muggies van die perde af te hou. So as jy daagliks al jou perde kan inkry en hulle spuit teen muggies of 'n muggieweerende middel kan gee. So insekbeheer, muggibeheer. Dis nommer 1. As jy jou diere as jy jou stal kan bou op 'n hoër as riviervlak op die koppie kan bou, so as jy jou diere kan hou op die koppie, nommer 2. As jy hulle binne in 'n muggievaste stal kan sit, nog beter. So jy moet gasdrade, sifdrade. En daai is die heel belangrikste. Muggiebeheer. Stalle op hoër plekke. Op hoër plekke. Dit is eintlik maar. En dan 2 keer 'n dag die koors neem, want as hy koors klim, dan wil jy kontak jou veearts. Moenie net daar sit nie. Niemand van ons vra of ons vra so selde 'n konsultasie vir jou oor die telefoon, veral as jy 'n verhouding het met jou veearts. Kontak jou veearts sodat ons kan behandeling begin toepas of sodat jy ten minste kan behandeling begin toepas. Al wil jy nie ons moet self so maak nie. Teens baie dankie. Ek waardeer dit. Altyd baie lekker om met jou te gesels en kom kuier asseblief weer en asseblief bel die veearts as jou dier siek is. Enige dier, bel jou veearts. Moenie laat 'n dier ly nie asseblief nie. Moet nie die wurms van onder die tong uitsny nie. Asseblief. Bel die veearts en luister. Bel die veearts. Hulle 7 jaar lank studeer. Ja, en ervaring daarmee saam. En ervaring. Baie dankie Teens, ek waardeer. Vandag in Agri Monitor, ons hoofstorie gaan oor die perdesiekte en dit is baie belangrik. Sê veeartse om nie nou in die somertyd teen perdesiekte in te ent nie. Ons het 'n geweldige tekort aan enstof gehad, maar nou is daar wel, maar dit is nie 'n goeie tyd om nou in te ent nie. Dit vererger net die perdesiekte en dit moet slegs tydens die winter gedoen word. Dan Agri Monitor is op pad Nampo toe. Ons sien verskriklik daarna uit, maar intussen is daar soveel vloede. Kyk net hoe lyk Nampo Park. Alles is onder water, maar Graan SA het ons verseker dat oor 2 weke, wanneer Nampo plaasvind van 13 tot 16 Mei, sal die terrein gereed wees. Dan in ander nuus, vandag op die voorblad van Republikein, is die voormalige meester jaggids Brian Rood. Hy is alweer in die sop en hierdie keer in 'n chef se sop. 'n Chef van Karos Lodge daar by Kamanjap het hom gister aangekla van aanranding. So moenie dit vandag in vandag se Republikein misloop nie. Dr. Mark Albert Hengari, hy is die naweek in hegtenis geneem. Hy is glo ook op heterdaad betrap wat hy
omkoopgeld vir 'n klaar gegee het. Ons sal nou maar sien hoe ontvou al hierdie verrigtinge in die hof. Hy het nie borgtog gekry nie. Dan op almal se lippe, wie gaan die volgende minister van landbou wees? Ons het ook goeie nuus. Daar's daarom nie net slegte nuus of skoknuus nie. Namibië is vereer met die Edmund Blankprys vir ons swart renosterbewaring. Ons noem dit die custodianship. Die toekenningsaand was daar in Doha in Qatar en die hele toekenning gaan daaroor dat Namibië saam met private boere en dan ook die ministerie van die omgewing, bosbou en toerisme werk. So privaat boere hou hierdie swart renosters op hulle plaas en bewaar hulle dan. Dit is inderdaad 'n groot eer vir Namibië. Wat is hierdie tef? Tef is 'n gras wat jy kan plant vir jou diere. Gewoonlik is dit 'n somergewas. Ja. So jy kan hom net plant so in die somertyd en dan kan jy hom ook plant in die reenseisoen en dan tel hy mooi op. Okay. So dis gras. Dis Dit gras. lyk dan nou ook. Dit is gras, ja. En oats, soos in die gemaalde oats wat jy in jou vir breakfast eet of wat? Nee, dis ongelukkig nie dieselfde nie. Hierdie is wat jy net plant vir diere. Ja. Jy kan dit ook gebruik as microgreens en hydroponic. O. Okay. Sien, ek verstaan nie hoe werk dit met hydroponics? So hydroponic gebruik hulle net die sade wat nie gebehandel is nie. So hulle gebruik hierdie wat suiwer is, so wat hy sy normale kleur basies. En dan kry jy sade wat gebehandel is, wat either soos pink of rooi of blou is. So hulle is gebehandel met 'n herbicide. Okay. Want daai hele stelsel is vir my vrek interessant. En dan die microgreens gebruik hulle daai wat hulle baie keer in die slaaitjies sit Yes. Dan plant hulle hom dan net 'n sekere tyd, dan pluk hulle hom klaar af en dan gebruik hulle dit. Ja, ek dink dit is very interesting. Ek was nou nog nie al die pad hier deur nie, maar ek is seker ek het microgreens iewers gesien. Ja. So nou daarso gaan Een van ons loer. kliënte is, ek dink hy is meer aan die agterkant van die Ja. Dus hy het ons groente geplant en hy adverteer dit. Oh, dis awesome. Ja. Dis Urban Eden. O, maar wag, ja, ek het hulle ook al gesien. So my name is Zoe Honstein. I'm the daughter of the founder of the company Elder Lakes, under which the Pelkrick project is produced under. And the Pelkrick project was brought to life by the fact that my mom used to work a lot in, or she works a lot in urban and peri-urban areas of the country, and she saw a lot of people, especially women in their household, who had open fires or in their houses when it was winter or when it was raining for them to cook. And so it was over the course of time she heard a lot of stories of shacks burning down, of people developing asthma due to the toxic smoke inhalation over the time. And so she was like, she has the knowledge for biomass fuel because she in her studies she's actually one of the 5 who in the sub area of Africa who has this master studies in everything biomass, charcoal and stuff like that. And so she was like, I can do something against this, let me just find a product. And so she found this stove, which was a patent in Zimbabwe, and turned it a bit into a different patent so it would work for Namibian conditions. And as such, she developed the stove, which has 2 different settings. So right over here we have a smaller chamber burning,
And that chamber, once filled with biomass fuel, is able to burn about 1.5 hours. Now, what do you understand under biomass fuel? Biomass fuel is something that is wood that has a very high density and thus is able to burn longer. You add it into this patented stove, it will be able to concentrate the heat even better, thus making it able to burn as long. With a conventional wood, this would only burn about 30 minutes, if even. And it takes a longer time to actually develop the intensity of the heat you have in here. And then as well, we have the second chamber right over here, which is about the larger one. It burns about 2.5 hours. And then as well, you could add a heating system on top of here, just as a little extra for those cold rooms that you have in your house in the winter. It works perfectly. Then you have a little handle, of course, to not burn yourself at any given moment. Once I get this out, or not. And then everything part together is something she produces and promotes, especially in those peri and urban areas. Especially we have offices in Rundu, in Swakop and in Walvis, where the communities need a different innovation for them to be safe in their houses, for them to have heat in their houses, and to be able to have a clean cooking facility. Good morning, good morning. My name is Ngatu Kasuto of Farm Glenwood. Farm Glenwood is situated in Otavi. We are Glen Moringa Investments, and we are organic producers of sweet fennel, chamomile, peppermint, and the star of the show is of course our Moringa organically certified powder. So Moringa, as you know, is packed with antioxidants, anti-inflammatories. Moringa is a natural anti-anxiety and antidepressant. Generally stabilizes the mood naturally, and also has anti-aging properties and keeps the skin youthful. Also good for hair growth. And so they know it as a miracle tree, and it's a miracle tree for a reason. It's got a whole lot of beneficial properties and packed with nutrients and vitamins. And there you have it, Farm Glenwood, Glen Moringa. Tell us about your experience with it personally. Thank you. So I had been diagnosed anxiety and depressive in 2015. I had taken clinical medication for 3 years. I am since off them and have since replaced the meds with the Moringa, of course with the advice of my psychiatrist. But what I see is that with the anxiety, it has helped me a lot, calmed my nervous system. I'm no more in fright and flight mode. It has generally put me in a very calm and peaceful state of being, and mental cognition as well. I'm an attorney by profession. I'm a practicing attorney through Kasuto Law Chambers, my own law firm. So it keeps me mentally sharp and agile as well. And my general handling of everyday stress has been really optimized with the usage of Moringa. Hi, I'm Yolanda Nell. I am the organizer of the Living Earth Expo 2025, and I am happy to welcome you to see what we have created. It's so important for us to take a look at climate change and warmer weathers and patterns and how it's impacting Namibians especially. But more than that, it's so important to also focus on teaching people to create their own food, so that we are less inclined to go to the shops, because you can barter with your neighbor. His tomatoes look good, you have nice cucumbers, barter and exchange, and make sure you have your own food. Can we walk through and have a look? Yes, please, let me show you. Yes, please. So we have 5 themes for this year's expo. We are focusing on energy, so it is important to look at alternative energy measures. We also look at coordination, because Namibians need to take hands, and this is exactly what the Living Earth Expo is all about. It's about networking and making sure we interact with the correct people. Then obviously we have to focus about food, because it is about being sustainable and self-sufficient. And then we also have a look at water. Water conservation is extremely important. Namibians have been blessed with the amount of rain we've received, but that might not be the case for next year. So let me show you what we have in stock.
So here we are at Habitat Hydroponics, and it just shows you that you don't necessarily need soil to plant your garden. There are many alternative ways, and his vegetables look fantastic. Is it very expensive to get started? No, it isn't. Depends what system you're looking at. We've got the hydroponics tower here. This is the most expensive one. But if you want to go a bit more budget, then you would go with the NFT system, which is a channel system. This system, when you look at it, is around about, I would say, 800 to 1,000 Rand as it stands, with the pump, everything. Oh, wow. So it's quite inexpensive to get started. I've got the nutrients, also very inexpensive. So no problem, no reason not to get started. How long would it take to set that up? You know, I set it up within a day. I would say you can easily do it within 2 days. But if you struggle, I can also help you with that. What's your name? Justus from Habitat Hydroponics. Go for it. So we are here at this engineering, and I don't know much about cars, but the fact that this is eco-friendly and it looks very cute, I think can really help a lot of farmers. And here the owner is now. Just look at that. Môre Koer Denzel, dis engineering Otswarongo. Ons probeer maar die elektriese mark bietjie. Hier is ons bakkies wat ons self invoer. Hulle kom van China af. Ons doen hulle applikasies soos wat die kliënte dit graag wil hê of wat ook al. En dan het ons nou 'n nuwe divisie gekry met die 3-wiele en die klein quadpaadjies. En waarvoor is dit bruikbaar, hierdie 3-wiele? Hulle is maar hoofsaaklik die bakkies is nou 'n redelike navraag by die lodges. En dat is maar net 'n goedkoper vervoermiddel op die plase. Dat is maar net om 'n bietjie brandstof te bespaar. Alright, my name is Moses. I'm a store controller and a marketer at Olusheno. So Olusheno is all about selling solar products. And, solar product, as we all believe, solar products are the future. So by saying that, we have different types of products that you can get as or on the pay-as-you-go method of payment, ranging from basic lighting and charging. So here we have a D180, that's just basic lighting and charging, going for a cash price of 3,200. Total credit price is 5,900. If you have to take it on credit, you have to deposit $590. We have big solars, ranging from the one for water pumps and TV. So for more information, you can go on our Google page or Facebook, Instagram, Twitter, or Olusheno. Olusheno is the company name.